Daar sê julle is ons eerste amptelike uh ontwikkelingsklas van die tutors. Ek wil sommer so 'n bietjie afskop met 'n bietjie nuwe gedagtes. Ons gaan nou kyk na hoe moet 'n kind 'n map interpreteer en lees en organiseer. Eintlik is dit my ou hoenderskudding, hè. Maar as ons nou gaan kyk hoe het die mense van oudtyd geleer, né? Hulle het op hulle rug gelê en na die uitspansel gekyk en sekere waarnemings gemaak. En dit het ek nou raak gesien as die first principle of learning. Jy kyk na 'n verskynsel en dan begin jy om te interpreteer. Maar so alle die basis van leer, waar leer vandaan kom nie uit 'n onderwyser se mond nie. Die oerleer kom uit kyk na 'n ding, analiseer, sinteseer hom en kry 'n prentjie. Goed, so dit is wat hierdie nou doen. So Tanya, kom ons gaan kyk nou hoe werk hierdie eerste beginsel dat ons hierdie kinders kry dat hulle ekskuus, ek weet gou 'n bietjie praat. Isel en Tanya en Beatrice hier by die marketing. Ek wonder as ons ek het 4 principles of learning. As ons dit dalk iewester in prentjie formaat kan kry, né? Goed, kom ons gaan kyk net en ek is nog steeds self in 'n groot leerproses. So as ons nou na die waar's my woord nou? As ons nou hy's mos nou toe, want ek het gerestart. Ek gaan kyk na die tweede prinsipie. Ek gaan hom nou vir julle sê. Miskien moet ons net so deur hulle werk. Ek kyk wat het hy nou hierso wat ek het net nou. Ekskuus, ek net gou oopmaak. Daar sê. OK. Die tweede prinsipie sê dat die leerproses is 'n lewendige ding. OK? So hy staan nie. Dit beteken ons is heeltyd besig om tree maps en breed maps te trek gegeewe twee dinge. Die dialoog wat ons met ander het en ons eie inner speech, né? Dit hou jou denke in beweging. So kom ons stop vandag by hierdie twee. Eerstens jy kyk wat gebeur en dan begin jy met 'n speech. Jy praat met jouself en jy praat met ander mense. So dis nou wat ons nou hierso gaan doen en uiteindelik nou die ding op die finaal te kry. OK. Goed, waar's daai PowerPoint nou? Daar is hy. Goed. So kom ons gaan kyk nou wat sien ons daar raak. Dan hier is 'n bietjie kleiner, gaan dit nou groter maak. Ons nou hierdie sien. Ekskuus, ek moet dit so maak. As kyk daarbo na die uitspansel. Wat nou 'n klomp te mekaar goede is en kom ons gaan kyk wat gaan hierso in. OK, goed. Nou kom ons kyk wat sê hulle hierso. 'n Kaart is 'n afgeskaal of 'n kleiner ding. Goed, 'n woord of 'n lynskaal of 'n kaart afgeskaal word sodat jy met 'n voorstelling van die werklikheid afstand en skaal. 'n Kaart is 'n afgeskaalde ding. 'n Woord of 'n lynskaal. Hoekom sê hulle 'n woord of 'n lynskaal? 'n Woord. Hoekom sê hulle 'n woord? Kas, hulle gee nie altyd die prentjies soos wat hulle daar vir jou gee nie. Ja. Partykeer is dit 'n prentjie, dan is dit die lynskaal en partykeer is dit die woorde waar hulle sê 1 tot 5000 of 1 tot 5000 meter of OK, bakgat. Nou het ons so met ander woorde, hier spring die eerste tree map uit, né? Ek net kyk of ek nou rooi hier het, wat het ek nou hier nie, ek het nou bietjie wit. Goed. Kom ons gaan kyk daar. OK, met ander woorde. Goed, maar nou vra ek vir julle. OK, goed, dis een van hierdie. So dit is afstand.
jy sien ons moet nie die kinders die mekaar maak nie, want afstand en skaal is eintlik dimensierige goede. Maar as ons nou dimensie hier indruk, dan maak ons die kinders die mekaar. So kom ons maak dit nou maar afstand en Kas skaal. moet Ja. kas moet dit nie 'n net skaal wees nie. Ek gaan weer vra hoekom. O, Um ja, jy's reg. want dit gaan net oor die tipe skale hierso. Ja, jy's heeltemal reg, jy's heeltemal reg. OK. Goed, ek het hierdie nou wegvat. OK. Ekskuus net, daai so 'n bietjie terugbring. Goed. So hierdie gaan op skaal. Het ek het gesien 'n skaal. OK. Goed. Nou lyk dit vir my, jy sien hier praat hulle nou van afstand en skaal en daar kom die woord kaart nou in. So dit lyk dit vir my hier moet kaart staan en hier moet lynskaal staan, is ek reg? Kas, Maar oom, ek dan is wonder. dit 'n kort skaal en 'n lynskaal en dit maak nie sin nie. Nee, dis 'n woordskaal en 'n En 'n lynskaal. lynskaal. Nee, Maar ek hoor wil gou hierso. wag net so 'n bietjie 'n kaart, dis 'n afgeskaalde OK, ek sien waar jy vandaan kom. OK. Goed, 'n skaal. Ja. Is 'n woordskaal en 'n lynskaal. Lynskaal. OK, good. Ja. Daar sê, kan jy dit sien die Maar Kas, ons begin kommunikasie? verkeerd. Ja. Hoor gou hierso nie. As dit is, ek hou van wat jy gesê het van ons lê op ons rug en ons kyk na die uitspansel en ons neem waar. Nee? Ja. Met ander woorde, as ek eers na my bladsy moet kyk en ek begin by stap 0, Mhm. dan sou Ah, ek 'n single bubble begin het en gesê het, wat se belangrike woorde of wat sien ek op my bladsy? Ja, man. Ja, ek het nou klaar weer van stap 0 vergeet. Dankie Isel. Hallo Dankie. Rian. En ek het hallo Rian. Môre, môre, ja. Goed. OK. Goed. Daar sê Rian hallo. Goed. So hierso sien ons, dankie stel. Nou kyk Isel. Nee, ja Isel. Nou kyk ons nou wat sê. Goed, so wat skryf ek eers hierso? Kas in my middel sou ek dan gesê het afstand en skaal. Ja, want dis jou Okay. tema. dis jou OK. tema, Goed, ja. ek probeer ek het gou aandoen. Ja, sê ek probeer hulle te kry dat hulle hierdie ding visualiseer dat dit hierso staan, afstand en skaal. Kas, ek vra vir die kinders, wat sien jy? Dan eerste Okay. wat hulle gewoonlik doen is hulle kyk na die prentjies. So dis 'n skaal. Maar hulle weet dat partykeer nog nie eers dis 'n skaal nie. Hulle sê net hulle sien 'n getallelyn of wat ook al. Of wit en swart stukkies. Ja. En dan sê ek, wat sien jy nog? Wit plus Dan sê ek- swart. Wag, jy gaan te vinnig vir my. Want ek sien wit en swart, ja. Of hulle sien 'n getallelyn. OK, goed. 'n Lyn. Maar dan vra ek, wat sien jy nog? Dan sê hulle sien 'n opskrif. OK. Dan vra ek vir hulle, okay, maar wat sê die opskrif? Dan sal ek sê, wat verstaan jy van 'n afstand? En dan begin ons gesels, en dan begin hulle die babbel invul. Afstand is kilometer, meter, sentimeter. Wag, En stel jy so is begin besig ons om net soos hierdie goed van mask of om die ding te gaan. Ek gaan nie so vinnig nie. So ons skryf hierso afstand en ons skryf moet ons hierso skaal skrywe. Ja. Jy kan Ja. skaal, ja. OK, en hierso het jy gesê is dit wat het ons daar meter en kilometer. Ons het twee dinge, ekskuus, ek wil daai ene doodmaak. Ons het meter opgetel hierso en ons het kilometer opgetel, is ek reg? Maar om Kas, ons Ja. gaan ook verder. Ja. Ons wil hê hulle moet ook verder dink as net dit wat hulle kan sien. Onthou, hulle weet van sentimeter, millimeter ook by die tyd. So hulle gaan
gaan dit ook noem in hierdie prentjie, want hulle gaan met sentimeter en millimeter ook werk in die skaal. So as hulle dit noem, is dit wonderlik, Ja, want dis dis 'n deel bonus, van hulle dis ontdekking. bonus. Ja, Jy is ja. heeltemal reg. Okay, goed. Goed, en dan? Dan gaan ons Dan sal ons ek sou ons het nou by nie die al die bladsye nie, maar ek sou letterlik deur die eenheid blaai en Ek het die ander bladsy sê is daar. wat sien jy totdat ons deur die hele eenheid is en hulle 'n groot prentjie gecreate het Okay, met hulle ons gaan nou soontoe gaan. Ek wil net hierso iets insit. En ek weet nie of ek dit nou al kan insit nie, maar ek gaan vir julle sê waarheen skiet ek. Ek skiet na 1 tot 1 toe. So as ek nou sê, kom ons teken die aarde so groot soos die aarde. O, Veta. Nou het ons 'n probleem. Okay, so daai ding gaan na skaal toe, kan julle sien. Ja, Okay. Goed. Onthou nou, ons sit nou in 'n konteks hier. So dis nou gegee hierdie konteks wat ons nou hier het. Okay. Goed, kom ons gaan kyk nou hierso om 'n afstand tussen van 'n lynskaal te bepaal, kan jy die volgende metode gebruik. Okay, dis die metode wat ons wil hê hulle moet ontdek. So kom ons gaan maar surface thinking idee. Plaas die rand van 'n ou stuk papier op die kaart, toe die papier aan beide aan raak, gebruik 'n merk A en B op die stuk kaart, plaas die papierlyn. Okay, goed, hierdie is bietjie hoër vlak nou. Okay, right, jy sien hier kom ons goede wat ek net nou nie geweet het nie. Nee. Goed, dit gaan hulle nou hierso kry, is ek reg? ja. ja. Ek wil net ietsie noem. Die ding is wat ek dink gewoonlik gebeur, né, is met die afbakening en dis waar ek 'n groot frustrasie het met hierdie afbakenings. Nou sal die onderwyser vir hulle sê, okay, leer net lynskale. En dan kan hulle nie die verskil tussen woordskale en hulle wil nie verder kyk nie, want dit is nou te veel werk. Hulle het nie lus om nou nog na woordskale ook te kyk nie, want daar is gesê hulle moet net lynskale leer. Maar dis waar ek dink dit baie belangrik is dat ons van die begin van die jaar af met die kinders werk en elke vak so deur met hulle werk. Dat dit nie is wat by die einde van die jaar is dit van kom ons vat jou notas en sê vir my wat weet jy? En dan kyk ons na wat het jy nog nodig om te weet sodat jy jou 80% kan behaal. En dit is nogal 'n uitdaging vir die kinders, want ek het gesien as ek vir 'n kind sê byvoorbeeld ons het 'n storie moes doen en daai stories is 2 bladsye lank vir die graad 5. Dis lank. En dan doen hy net die helfte van die storie. Dan sê ek vir hom, jy's nie klaar nie. Dan moet hy aangaan. Hy besef hy nog steeds nie. Dan sê ek vir hom, jy's nie klaar nie. En dan vertel hy vir my die storie, maar dan het hy net 20%. Dan sê ek vir hom, jy gaan nie jou volle punte kry nie. En dis 'n motivering vir hulle, want hulle wil daai 100% hê. So daar kan ons eintlik met hulle ek wil sê met hulle gevoelens speel op 'n mooi manier, maar dis nie eintlik wat jy doen nie. Jy probeer hulle motiveer om beter te doen. So want ek meen ons het jy vat wiskundige geletterdheid, maar jy besef nie jy het al jou vorige jare se wiskunde nodig om geletterdheid te kan doen nie. En dis ook 'n belangrike punt wat hulle nodig het om te weet, want die kinders weet nie wat is al die ekstras wat hulle eintlik moet weet nie. So daar kan ek sien hoekom is dit so belangrik om alles te ken. Soos wat Kas vir hê, die kinders moet alles in diepte verstaan. Kas ek wonder of 'n mens daar in die een waarmee ons nou besig is, net die woordkaart ook moet sit, want 'n skaal kan in 'n kaart wees en dit kan in 'n kombuis wees. Ja. Okay, ek soek nou net daai tree map van my huis nou 'n bietjie weg hierso. Hy's agter hierdie ene Kas. Ja, hy wys vir my ons hy's 8. Hierdie bladsy is 2 keer. Okay. Goed, alright. So, ons sien julle wat ons is nou besig om te doen. Ons is deur dialoog besig om hierdie ding motion te gee, okay? En ek gaan net nou oor iets anders praat. Kom ek praat sommer nou daar.
As ons nou in die ou tyd gekyk het, dat ons gesê, okay, ons is besig om so te vorder. Maar dis nie eintlik wat hierso gebeur nie. Ons is besig om hierso 'n massa kennis. Ons het nou al, ek wil 'n bietjie kleiner hê, toe maak jy sakkie. Ja, ek wil 'n bietjie kleiner hê. Kom ek maak hom aandoen. Ja, sê. Dit is die kennis wat ons nou het, né? Maar nou kom hier nog kennis, kom ons sê van hierdie rigting af, soos wat ons dit optel. En dit buig hierin. Kan jy dit sien? Ja. Soos kosmiese strale. En dit maak hierdie massa groter. So ons is eintlik besig om heeltyd hierdie ding groter te maak. So ons leer nie al hoe meerder so nie. Ons leer in 'n in 'n kosmos way, né? Word massa groter. Nou ek het nou 'n idee op hierdie stadium, sodra as wat hierdie ding soos lig, alles wat hy kan kry ingesuig het, dan is hy so swaar, hy's 'n swart gat. En dan is jy waar jy wil wees. As al die strale ingesuig is. Okay, goed. Maar kom ons gaan nou aan. Okay, so wat het jy nou gesê as ek nou hierso dit is nou nog 'n baie interessante ding is dat een ou sit nie met al die kennis in pag nie. Goed. So wat moet ons nou hierso staan? Ek het nou skaal en alfabet. Wat is die nuwe insigte wat jy bygevoeg het? Kas, ek wil ons onderbreek asseblief. Doen. Voordat ons begin met ons seker maak die kind in sy withoed. Ja. Mm, En nie in sy emosionele hoed nie. ja. Okay, Isel, ek dink wat hierso gebeur. Ek dink wat met stap 0 gebeur, né? Is jy het jou wit hoed. Ek gaan bietjie klinies wees en eers die rooi hoed uithaal, plus die blou hoed, as daar prosesse is, en jy die swart hoed. Dit lyk dit vir my is die hoede, is jou funksionele hoede, wat hier uitkom, wat feite, ek sê nou 'n bietjie teenstellend dieself, feite kan net doodfeite wees, of het kan in 'n proses in wees. Ons is nog nie by die ander nie, né? Ja, ek stem. Want Kas, byvoorbeeld, as ons nou deur die hoofstuk gaan lees, want ons het nou klaar woordeskat gebou wat hierdie kind verstaan, met stap 0. As ons nou deur dit gaan lees, gaan jy nog met jou withoed lees. Maar die oomblik as jy byvoorbeeld nou daar kom by hoe gebruik ek 'n lynskaal of hoe trek ek hom, dan gaan jy outomaties sê, okay, maar hier stappe, kom ons verander ons hoed. Dis hy, jy is heeltemal reg. Okay, en dan wil ek bysit, besef julle dat die hoed wat nog die hardste hier gewerk het nou is hierdie hoed, die swarte. Wat wonderlik is, want dit gaan ons binne, ek moet al die dinge vir julle bymekaar bring, wat dit vir ons binne die moederskap van alle denke, is ons nou besig om hierdie ding te bou, en hier kom die ding nie bymekaar om daarin te pas nie. So hier, dis hoekom ons dan sê, so kom ek 'n paar keer gesê, "Wow, is dit hoe dit werk?" Want ek het die verkeerde vraag gevra, verkeerde antwoorde gekry, en daar gaan ons. Okay, goed. So waar is ons nou? Kan ons al 'n eerste tree map waag? Ek vra. Ja, ek dink 'n mens kan. Okay, so wat gaan sy naam nou wees? Ons moet oor hierdie goed te skrywe. Ek sal hom nog steeds skaal maak. Goed. Kan 'n mens hom dalk skale maak? Ja, Okay. maar Kas, nou wil ek gou-gou vra. Skaal het 'n tree map, wat sê hy het verhouding, hy het dit, hy het dat. So wat is 'n skaal? Dis jou definisie. Jou tipe skale kan 'n volgende tree map wees. Okay, kom ek sê vir jou so sê wat ek dink, Isel, jy is reg. Kom ons noem hierdie ene tipe skale, want ons is nog nie by die deep thinking van die ander ene nie, né? So ons het twee tipe skale, en as ons nou slim is, kan ons dit insit. Kyk nou.
Ek hou nogals hiervan, want ek dink 'n mens is nogals geneig in die onderwys om te dink ek gaan nie nou met die kinders skale behandel nie, want hulle moes dit in wiskunde gedoen het. Of ek gaan nie nou met die kinders skale behandel nie, want hulle behoort dit mos nou in NB te gedoen het. So hoekom moet ek in Of 'n sosiale leerjaar. wetenskappe nou skale Okay, behandel? goed, maar nou maak jy 'n ander ding vir my wakker. Die ouetjie wat nie eens so ver gedink het nie, wat die heng verstaan hy nou onder skale? Ja, dis hoekom daar in jou wat ek gesê het, daar in die stap 0 kry jy weegskale en jy kry kaartskale en jy kry kombuisskaal en jy kry 'n badkamerskaal en Okay, goed, okay. Ekskuus, kom ons maak lekker plek hierso. So hier gaan ons nou skryf Ja. skale. Maar Tanya, daar raak jy Skale. ook 'n baie belangrike punt aan om te sê hoekom hulle moes dit in 'n sekere vak geleer het. Ja. Maar dis en dan hoekom doen hulle ons Ja. ja, maar dis waar ons as Weegskale. onderwysers ons as teuters moet inkom en besef vir hulle leer al die Exactly. vakke is eintlik so Yes. Ja. nie apart van mekaar Ek dink af. dis 'n baie nie. belangrike punt van 'n tutor. Dis wat Ja. 'n tutor anders doen as wat 'n Ja. onderwyser doen, dink ek, Beatrice. Ja. Jy is Yes. heeltemal reg. Okay, ek gaan nou vir julle iets sê oor die onderwyser. sien julle hierdie goede as ons dit so los, dan gaan dit daar verby, né? 'n Onderwyser is 'n curvature changer. Okay? Maak dit sin, Isel? Jy is hier om nie om die kennis te gee nie, maar hulle kry om hierdie goed ding in te toon hierso dat hy daar ingaan. So jy bestuur eintlik die denkerwis. Okay, goed. Nou het julle my hierso, ek het nou weegskale. Presies, watter vak is dit hierdie? Is dit die NW? Sosiale wetenskappe oom. SW o. Maar dis ook en hierdie is NW en wat? Dis eintlik geografie oom. Hierdie is Geografie van graad 7. Okay, wag, dis wat ek wou geweet het. Dankie. Ek weet hierso uitvee. En nou is hierdie goed in my plek, my pad. Maar dis hoekom ons alles so in mekaar inpas. Ja, En dis okay. wat ons wil hê die kinders moet besef. Weegskale. Daar staan weegskale en dan kan ons hier sit. Dis NW se goede daai. So reg. ja, maar dis ook wiskunde. Dit kan wiskunde Ja, ook wees. en wag, kom ek maak dit nie so nie. Kom ek maak dit so. Dis wiskunde. En hierso is dit NW, né? Yes. Okay. Nou gaan ons hiernatoe en ons sê 2 + 2 is gelyk aan 4. So reg. Dis mos 'n skaal in wiskunde. Okay. En NW is dit 5 kilogram is gelyk aan 3 + 2 kilogram. Is ek reg? Ja. Okay, maar nou wil ons nou weet, wat is hierdie skaal hierso? So die afleiding wat ons maak is iets is gelyk aan iets, is ek reg? Ja, is iets in sentimeter is gelyk aan iets in kilometer. Ja, nou sê ons vir hulle, kom ons kyk of ons dit kan doen. Dankie Beatricia. Kan ons sê 1 kilometer is gelyk aan 1 sentimeter. Isel, jy is gemute. Kas ek sal nie is gelyk aan gebruik nie, want die stelling is nie reg nie. Is gelyk aan beteken is presies Ek dieselfde. het die gevoel gekry, maar ek het nie geweet wat nie, so wat ons hier so skryf. Was op Dubbelpunt. Dit met 'n Ja. dubbelpunt wees. ja, Okay, nou- okay. Goed, so want dis die skaal. by die skaal in Aries is 'n dubbelpunt. Ja. Dis soos wat Selfs- ons verhouding doen in wiskunde, oom Kas. Ja. Okay, ja, kan jy sien, nou kan ons hiernatoe gaan. Kan ons sê, kom ons gaan gou na 'n eenvoudige wiskunde met 'n dubbelpunt. 1 tot 3. Ja, wat beteken 1
tot 3. Nee. Okay. Met ander woorde, vir elke een seun is daar 3 meisies. So En dan iets. kan hulle vir jou nog klomp voorbeelde gee. Jesus, kan julle sien hoe hardop hierdie les nou, né? Ja, ek bedoel daar kan ons met koeldrank aanmaak of gaan oom Kas, Ja, want ja. dis presies dieselfde konsep. Auros, ja. Dis euros. Okay. Goed, right nou. Kan ons nou terug aan skale toe. Ek is nou besig julle om my woorde te sluk wat ek sê het, vat jou van jou onderwyser van die hoof gesê het, jy kom maar klas toe gaan tot jy jou klas stuur in die deur sit as jou voorbereiding verby, ek trek dit nou terug. Okay. Good. Right. Jy besef ons breins moet baie verder dink as wat jy gedink het. Ja, is reg. Okay, goed, kan ons nou uiteindelik hierby uitkom, Isel? Ja. Okay, nou is dit woord en lyn. Kas, kan ek 'n praktiese voorstel maak? Ja. Ek dink kinders moet begin om 'n A3 bladsy te hê Mhm. en ek's nou besig hier in die linkerkantste hoek, reg linksbo met my stap 0. Mhm. Maar nou kom ek agter ek kan al 2 tipe skale en 'n volgende map trek langs dit, want ek gaan weer terug en my stap 0 uitbrei as ek op iets anders afkom, maar ek gaan nog steeds my tree map doen en my tweede tree map en dan 'n flow map, dat alles op dieselfde bladsy is. Dis 'n baie goeie idee, Isel. Ek kry die prentjie van Einstein wat so voor 'n bord staan en dan skryf hy hier, dan skryf hy daar en skryf hy Ja, hier. presies, wat niks is in 'n reguit lyn nie. Okay, Ja. goed, Isel herinner my nou net so bietjie, né? A4 ken ek nou. A5 is die helfte van 'n A4. A4. Ja. Hoe groot is 'n A3? Is hy movies groot? Dubbel Dit is A4. 2 A4's langs mekaar. 2 A4'e. Ja. Ja, oom Kas. Nou hoekom werk hulle so? Nie in 'n Oom Kas. Want A0 is die grootste een Ek kry en eintlik dan A00. A0 in die helfte gedeel is 'n A1. A1 in die helfte gedeel is 'n A2. 2 in die helfte gedeel A3 is die helfte van 'n A2. Nou het ek dit. Okay, goed. So ja. Ons sien ons werk met standaard Nee A4. man. Okay, goed, ek gaan nie nou verder praat nie. Alright, okay. Goed, okay. En nou gaan ons trek 'n bridge map, is ek reg? Ja. En ons sê woord en ons sê lyn. En dan gaan ons gaan ons daar skryf. Ek het nie voor my net julle gaan kyk en gee my wat sê hulle alles oor woord en wat sê hulle oor lyn. Lyn sou ek sê getalle lyn en by woord sou ek gesê het woorde. Ja. Ja. Kas, moet 'n mens dadelik 'n bridge map doen? Weet jy, omdat hy jou dadelik woorde gee om na die ander toe te gaan. So hierdie is surface en hierdie is deep. Want hy sal ook 'n baie lekker double bubble maak. Ons kom net nou daarby uit. Ons is op pad soontoe. Okay. Selfs van ervaring kan ek sê, dit werk net lekker as ons wel dit in hierdie volgorde genoem. As jy jou bridge gedoen het en dan double bubble toe gaan, werk dit baie lekker vir die kinders, want dan het hulle al hulle inligting al georganiseer. Dan is dit baie maklik om te sien hoe pas die twee in, wat pas by mekaar en wat is die verskille. Dit werk net so lekker. Ek dink nie dis omdat ons nou al so ver dink, ons brein wil skiep. Ja. Weet jy, Isel, ek was nou skinder, né? Maar ek het nou die girl se naam per ongeluk vergeet. Daai meisie van Thinking School South Africa. Ja. Okay, sy hou van hierdie ene.
as 'n party trick. Sy kom so in en dan doen sy hierdie ene. Kom ek wys vir julle hoe werk 'n double bubble map van nou sê jy lief vir hierdie ene, die tyd voor apartheid en die tyd na apartheid, né? Maar sy vul hom in daarso, maar die kinders het nog nie die language om hom in te vul nie. So hulle glo jy kan met enige map begin. Ons het die logika gesien van surface and deep and vision and clarity and more clarity and more clarity. Okay, good. Right, goed, maar julle help my nou baie min hierso. Kyk 'n bietjie vir my hoe lyk 'n voorbeeld van 'n woord? Is dit daai 3 tot 1? Is dit wat dit is? Ja, 3 of 3 is dit 1 tot 3? 3 cm. Nee, 1 centimeter is 10 kilometer. Okay. Of 1 centimeter is 500 meter. Okay, 1 centimeter is gelyk aan En nie gelyk aan nie, dubbelpunt. jammer, dubbelpunt, kom ons sê 100 kilometer. Kyk nou net 'n bietjie, hierso kom nou 'n ander ding uit wat ek net nou daar gesien het, né? En hierdie ene is en dan 1 centimeter, 1 centimeter is gelyk aan 10. Nou gaan julle sien daar aan die ander kant, jy kry, wat is dit groot en klein, wat is dit groot en klein tipe van Skale, ja. ja, groot, kyk 'n bietjie, julle is nou 'n bietjie lui, nou gee julle al die werk hier vir my. Groot skaalkaarte en klein skaalkaarte, kan julle sien? Okay, Ja. so hier is groot skaalkaarte en klein skaalkaarte. Het ons dit sommer daar tipe van ook gekeel. Kan julle sien? Kan julle sien, hier kom daar goede uit. So hierso gaan ons vir hulle dan vra, is hierdie ene 'n groot skaal of 'n klein skaal? Is ek reg? En hierdie ene, en dan moet hulle vir ons nog gee voorbeelde van, en dan gaan jy 'n grys area kry waar jy jy kan kol maak. Okay. Hier kom dit nou en daar sê, kan julle sien, dis goed van verlede jaar. Alright. Yes, weet julle, ek is baie getjoef met wat ons so ver gedoen het. Julle gaan my asseblief met verskoon. Ek moet nou gaan, ongelukkig, maar hierdie is baie lekker om te doen. Okay. Kan ek vra dat ons dit so altyd so half 'n uur hou en dan stop ons nou en dan vat ons volgende week iets anders erbij. Maar ek soek 'n takeaway voordat jy gaan, Isel. Kas, ek hou van die waarneem. Ek dink ons lê nie genoeg klem op waarneem nie. Die kinders weet nie hulle kan hulle boek waarneem nie. Ja, dis elke keer 'n ander universe wat hulle na kyk. Tanya? Ek hou van hoe ons hierdie verskillende vakke bymekaar inbring met hierdie vak wat ons nou mee besig is. Ja, bietjie die silo's afbreek. Dankie Beatricia. Kas, dis altyd lekker. Dis vir my so lekker want ons breek eintlik hierso al ons silo's af. Vakke, the works. Dis regtig lekker. Ja. Maar nou ek dink net ons kry baie meer insigte. Want is nie net soos wat ons klas gee nie, dis ons kan eintlik soos in Engels praat van you collaborate with each other to think further. Second principle. Rian, jy het geluister, het jy 'n takeaway? Jy's gemute. Gooi, ek hoor jou hond, so ek sal jou ook hoor. Ja, so. Okay, my kameras is wat my baie interessant is dat ek is heeltemal nou in met die hele online konteks. So ek dink wat ek sou begin doen is om 'n paar van screenshots te doen. Wat vir my dis kom spesifiek daar by WhatsApp groep gesê het is like ek like om te verstaan hoe dat ek waar begin het en is weer eens die mothership van origin, die moederskap van alle denkers, jy daai prentjie in jou brein het
ek sit nou met hierdie prentjie, dis die prentjie wanneer die kind so die big picture is hierso, dis wanneer die big picture moet eventually gaan. Ek sit met GD studente, so dit help verskriklik en is interessant om te ook nou ons die feit dat ek in met soos met die GED met die online groep is dit so vir my powerful dat die ouens noem byvoorbeeld in online dat hulle bou kritiese denke, maar dis nie noodwendig kritiese denke nie, want dis die presies selfs soos die handboek. Verstaan jy, hierdie kind moet basies memoriseer en nou veral ek het dieselfde al gepraat oor die GED, baie van die kinders struggle om GED te slaag want nou het hulle verskillende vrae, so hulle het nie dieselfde vraag en hulle het memorisering het hulle weer hier goed deurgewerk, so struggle like in die GED is 'n verskriklike maklik, as ek sê 'n baie maklike kurrikulum, struggle hulle om dit so vir my is dit ek is nou besig om my struktuur so te kry dat ek definitief begin oorbeweeg weer eens soos jy laas gesê het. Ek kom nou al 3 jaar aan. Dit vat 'n bietjie, dis val en gooi en val en opstaan so. Ek is beskikbaar weer baie gehelp en dit help my baie weer duidelik, maar ek sal baie weer van die online groepe ook gooi sodat ons kan sien hoe kan ons 'n kind dan nou basies baie meer krities denke gewys gereed kan kry vir sy saak. Goed. Beatrice, ek sal 'n foto gaan neem van die video sodat jy self by is. Dan gaan ek hom op die groep sit. Ek wil hê ons moet 'n lyn van gesels begin op my Facebook. Ja. Okay. Dis reg, ek sal die post gaan maak om Cas. Alright. Okay. Goed, ek gooi hom vir jou nou as hy geprosesseer is. Okay. Dankie julle. Goed gaan wees geseën. Dankie. Dankie.